Geliefde broer en suster en kinders, in die naam van Christus Jezus, hartlik welkom. Ons gaan onmiddellik voort met die erediens, die afkondigings wat ek op die preekstoel het, sal ek aan u voorhou na afloop van die erediens. Ons het welberig ontvang dat broeder Renier Vierbergen op pad hierheen, hy woon in Centurion, in 'n motorbotsing hier naby betrokke was. Wat ek verneem het, is hy is ongedeerd, maar daar's nou 'n klompie logistieke goed wat op die toneel, glo ek, afgehandel moet word. Ons dank die Here dat hy hom vir ons gespaar het. In ons toetrede, terwyl ons bly sit en ek uit genade die Here se woord in ons midde oopmaak, 2 liedere uit die liedskat van die kerke en soos dit ook sinodaal vir ons deurgegee is in die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Ons sing agtereenvolgens lied 200 se eerste strofe en dan lied 159 se eerste strofe. Lied 159, eintlik altyd op die woorde te let as ons sing, maar lied 159 voor die wotum en die groetseën van ons Here, gaan ons in lied 159 sing, God teenwoordig. God is hier teenwoordig. Lied 200 en lied 159. Ons nie pyl nie, wie kom ons kniel in gebed. Laat die woorde van ons mond, die oordeenking van ons hart, vir u welbehaaglik wees, Here, u ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede
van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here verder en ons sing Psalm 150, die kloete omdigting se eerste strofe. Ons gaan dit staande doen, daarna bly ons staan na die loflied en dan doen ons belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit Psalm 150 se tweede strofe. Ons doen saam belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit Psalm 150 se tweede strofe. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister aandagtig en met aandag na die afkondiging van die Here se wet, Eksodus 20, vanoggend afgekondig uit die 2020 Afrikaanse vertaling. En nadat ons die Here se wet gehoor het om Christus wil, skrifberuiming 12:3,
se strofe 1 en 2. En daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys ek aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere, jou vreemdelinge wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe, sy slavinne, sy beeste en donkies of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U naam op ons lippe
U die heilige God, die Skepper Vader, die Vader van ons Here Jesus Christus, U aanbid ons, en U alleen, want U is God, en niemand meer. U roep en trek ons, U bring ons by mekaar, elke Sondag. U stuur en rig ons op ons lewenspad, elke dag. U in die almag, Here, wat ons ook hierdie Paasfees laat beleef. Lyding van ons koning en verlosser Christus Jesus. En daarom pleit ons, Here, dat U ons opreg sal maak, eerlik, kinderlik. Ons hand in U hand. Met die gebed lei ons deur die lewe. Maak ons sterk, gestewig, teen storm en ongety, die storms van dag en tyd, die nood, die onsekerheid, asof die wêreld wankel en konings en staatsleiers veg teen mekaar. Ons bid vir vrede, o God, en sin en betekenis. Ons pleit vir orde. Ons roep om U genade. As ons saam is in U woning, U naam, o grote koning, U wat vir ons lief is, U wat U genadegins oor ons uitgiet. Almal saam hier teenwoordig en hulle wat om watter rede ook al nie teenwoordig kan wees nie, dank ons U, Here, vir hierdie gemeente wat U vir 26 jaar uit genade kerk van Christus laat wees. Dankie vir geloofsgroei. En dankie ook, Here, dat ons elkeen mag lewe ook as ons bid vir hulle wat by siekbed van geliefdes staan en oor die lewe wonder. Geboortedag en sterfdag. In 'n oogwink verander aan alles. Dat die renier bewaar het. Is genade. Dat daar nie een van ons met ernstige siekte in die hospitaal is. Wat 'n vreugde. U is vir ons goed. Want op 'n dag, Heere God, het U Seun op hierdie aarde dit uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat?
En uit genade is ons hier vanoggend. En ons dankie daarvoor om Jesus Christus ontwil en pleit om die vergifnis van al ons sondes wat U ken. Vergewe dit, Here, uit genade. Amen. Geliefdes, ek bedien die Here se woord aan U. Ons lees en daardeur die Here self van die woord uit die Ou Testament, Psalm 22, en uit die Nuwe Testament, Markus 15. Soos ek ook in die Poortpos Vrydag bekend gemaak het, lees ek van die preekstoel af uit die 2020 vertaling. U is welkom om in die 53 of 83 vertaling te volg. U sal gemaklik kan saam lees. Psalm 22. Vir die musiekleier op die rooi takbok van die dagbreek, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos, ver van die woorde wat ek uitskreeu? My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, ook snags. Maar daar is geen rus vir my nie. U is tog die Heilige. U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle bevry. Tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en hulle het nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie, bespot deur die mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my die spot. Hulle gryns en skud die kop. Wend jou tot die Here en laat Hy hom bevry. Laat Hy hom red as hy hom goedgesind is. U is immers die een wat my uit die baarmoeder gehaal het, my op die borste van my moeder laat vertrou het. Op U is ek aangewese van die moederskoot af, van my geboorte af is U my God. Moenie ver van my bly nie, want die nood is naby. Daar is immers niemand wat help nie. Baie bulle het my omsingel en sterkes van Basan het my vasgekeer. Hulle het hulle monde teen my oopgesper soos 'n leeu wat verskeur en brul. Soos water is ek uitgestort. My hele gebeente val uitmekaar. My hart het geword soos was. Dit het in my liggaam gesmeld. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. In die stof van die dood laat U my lê. Inderdaad, honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle loot oor my boklere. U Here moet tog nie ver van my bly nie.
my bron van krag, kom my gou te hulp, red tog my lewe van die swaard, my enigste lewe uit die mag van die honde, red my uit die bek van die leeu en van die horings van buffels. U het my geantwoord. Onthou hierdie woorde. U het my geantwoord. Ek wil U naam verkondig aan die broers. In die byeenkoms wil ek U loof. Julle wat vir die Here ontzag het, loof hom. Julle, die ganse nageslag van Jakob, vereer hom, vrees hom, ganse nageslag van Israel, want hy het die lyding van die magteloses nie geminag of miskien nie. Hy het sy gesig nie vir hom verberg nie, maar toe hy hom op hulp gesmeek het, het hy gehoor. U is die rede vir my lofprysing. In groot byeenkoms, my gelofte sal ek nakom in die teenwoordigheid van die wat vir hom ontzag het. Die verdruktes kan dan eet en versadig word. Wie hom raadpleeg kan die Here loof. Mag julle harte vir altyd leef. Almal tot aan die uithoeke van die aarde moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor U in aanbidding buig, want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Ja, voor hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig. Voor hom sal alle sterflinge kniel, elkeen wat nie die lewe kan behou nie. 'n nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Here vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hy het dit gedoen. Psalm 22. Dan blaai ons na Markus 15. Vers 33 tot 41. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat, as dit vertaal word, beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle: kyk, hy roep Elia. Iemand het gehardloop 'n spons met suurwyn deurweek, dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde: wag, laat ons sien of Elia kom om jou af te haal. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur van bo tot onder. Toe die centurio wat nog oorkant hom gestaan het, hom sy asem sien uitblaas, sê hy: hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook vroue wat op 'n afstand gekyk het. Onder wie Maria Magdalena, Maria die moeder van jong Jakobus en Joses en Salome. Dit is die vroue wat hom toe hy in Galilea was gevolg en bedien het. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar. Die fokusvers Markus 15:34. My God, waarom het U my verlaat?
Die tekstema, geliefdes in die Here, en as jy dit nou nie mooi binne konteks verstaan nie, in die prediking sal u dit saam met my begryp, gewoon net beter of bitter. En mag ek 'n hakkie sê, en daarmee luister u na die woord verkondig, wat doen lyding en swaar kry en ellende aan u? Maak dit u beter of bitter? Suster en broer, jong mense en kind, Markus 15 vers 34. En vir u te sê, vers 34 verwoord in God se woord die oomblik, die moment toe Jesus ervaar het dat God hom verlaat het. Dink 'n bietjie mooi saam met my, hoe verskriklik God wat vir God sê. Hoekom het U my verlaat? Dit is die donkerste oomblik in die wêreldse geskiedenis. Die intense roep van Jesus. Kom ons sê dit, broer en suster, kinders, met die grootste respek. Hy roep om hulp. Hy vra. Hy smeek. Hy skreeu. En kyk nou 'n bietjie saam met my. My God, waarom het U my verlaat? En die stilte van die Here wat hom nie antwoord nie. En baie belangrik, Psalm 22. Dawid, volkome net mens wat roep. Onthou jy, ons het gelees, my God, waarom het U my verlaat? Sien nie? En ons kom in die preek ook weer daarop terug. Jesus neem Dawid se woorde net so oor. Hierdie kruiswoord van Jesus kom uit Psalm 22. Besef saam met my wat hier gebeur. Die Heilige Gees laat die Dawid mens vanuit sy menslike nood van die verskriklike Golgotha kruisiging en die nood van Jesus profeteer. Psalm 22 praat van Jesus. Maar wag nou, broer en suster, ek moet u, voor ons verder gaan, aan die oggendteks verbind. Want, hoekom wil ek u aan die oggendteks as dit ware vasmaak? Die rede is, u het dit dalk al ook in u lewe beleef, dat u met alles wat in u is, na God roep, en niks gebeur. Net mooi niks. Ek bedoel, God is stil. U kry geen antwoord nie.
Daarom verbind ek u aan die oggendteks. En juis die oggendteks aan u te bedien, daarom wil ek vir u sê, kan ek vir u sê, moet ek vir u sê, as u in u lewe al so geroep het, en God is stil, en u kry geen antwoord nie, bedien ek dit vanoggend aan u, dat Jesus die antwoord is. En daar's die hart van Pasen. Jesus is my antwoord. Kom ons kyk mooi na wat onder andere in Markus 15, spesifiek vers 33 tot 41 gebeur. Ek gaan nie lank hieroor praat nie, want u en ek weet dit, dis die gruisame kruisiging in detail volheid. Dis erger as erg. Dis onmenslik wreed. In die allermiddelpunt diepgang van die lewende God se genadeplan vir mensekinders, alleen tussen hemel en aarde. Tussen die hemel en die hel. Daar hang hy. En oor sy lippe kom, Eloi, Eloi, lema sabachthani, en die mense om die kruis begin gegil. Sies tog, hoor, hy roep vir Elia, sies tog. Maar hulle het nie geweet, hy roep, my God, wat maak jy? Hoekom het jy my verlaat? Besef saam met my, geliefdes in die Here, Jesus openbaar hier dat hy goddelik verlate is. Wat is daar dan vir 'n mens oor as jy goddelik verlate is? En baie belangrik om raak te sien, Jesus se waarom Here, waarom Vader, het ek nou reeds gesê, is 'n aanhaling uit Psalm 22. Hoekom is dit belangrik? Omdat Psalm 22 Jesus se kruiswoord word. Omdat, en hier kom die kern, omdat die oomblik, die moment toe Jesus ervaar dat God hom verlaat het, het Jesus nie die woord van God verlaat nie. Het hy nie God verwerp nie. Iets wat mense maklik doen. Maar die oomblik, die moment toe Jesus ervaar dat God hom verlaat het, het hy nie die woord en daarom sy Vader verlaat nie. Inteendeel, hy het die skrif nog meer aangrypend en van betekenis vir sy situasie gevind en daarom sy kruiswoord aangehaal uit die Ou Testament.
En Jesus kon sy kruisstryd en verlatenheid in 'n kreatiewe krag verander. Hy was nie teleurgesteld in God nie. Hy het nie sy Vader verlaat en verwerp omdat God hom verlaat het nie. Inteendeel, hy haal die Psalm aan. Merkwaardig. En ek haal 'n bekende prediker en outeur van meer as een skrifverklaringsboeke aan wat sê, wanneer ons waarom roep en wanneer God se stem stil raak, het 'n mens 'n belangrike keuse om te maak, een wat die eindbestemming van 'n mens se lewe sal bepaal. Jy kan of bitter of beter word. Jy kan of bitter of beter word. Jy kan saam met my galbraak. Here, dis nie reg nie. U doen nie reg nie. Ek verdien dit nie. Ek is 'n goeie mens en u weet dit. Ek is lief vir u. Ek het my kant gebring. Ek is eerlik, ek is opreg. Bitter. Bitter. Of 'n mens kan beter word. Deur jou waarom verlaat, lyding, kruis in 'n kreatiewe krag te verander, deur die skrif aan te haal, soos Jesus. In plaas van bitter gal, Psalm 42, hoe neerslagtig ook ek weet, tot my hulp is hy gereed. En 'n diep ook al neergebo, op my God rig ek my oë. Is so anders. Jy word beter en nie bitter nie. In U en my waarom vra, in U en my alleenheid, in U en my lyding. Psalm 55. Ag, kon ek maar op vlerke swewe, weg na 'n ander ver af lewe. Die mense om U in die swaar kry en in die lyding sal sê, wat maak jy? Vloek God. Luister, hy roep Elia. Kom ons kyk of Elia hom gaan red. Wat sê jy? In my diepste nood. In my waaroms. Psalm 91, maar ewige vleuels sweef oor my, geruis van reuse vlerke rondom my, is God se ewige trou, die harnas van die sterke. Waar leer mens dit? By Jesus. Sê, waarom het U my verlaat? Is die woorde van Dawid. Ek gaan lees daai Psalm en jy sal agterkom, Dawid sê, die Here het my gehoor.
Ek leer by die Here hoe hy die skrif gebruik het in sy diepste alleenheid. Want die woord gee konteks aan my omstandighede. Die woord maak dit beter. En ek word beter en nie bitter nie. Luister mooi na die kruiswoord van Jesus. Hy is nie bitter as hy dit vra nie. Hy sing. Eintlik 'n psalm. En so ek ook. Nie bitter nie, maar beter. Maar Here Jesus was werklik verlaat, onthou ek, maar hy verlaat God nie. En dit lê in ons natuur. As God ons verlaat en ons dink dit het so gebeur, nê, dan verlaat ons hom. Hoeveel keer in my bediening moes ek hoor: Dominee, wil jy nou vir my vertel, dis die God van liefde wat dit doen? Kom, Dominee, verduidelik nou vir my. Maar Here Jesus, aan die kruis met 'n psalm op sy lippe. En u en ek kan in die swartste nag op die Here bly wag. Op grond van Psalm 22 wat aan die kruis hoorbaar word. En te hoor, my kind, ek het my eniggebore kind verlaat. Sodat jy nooit begewe of verlaat sou word nie. My God, waarom het U my verlaat? Op Paasondag toe kom die antwoord. Toe stap hy uit die graf uit. Jou tegemoet. Ja, want in Psalm 22 vers 22 staan, so sê Dawid, U het my geantwoord. God het die Here Jesus ook geantwoord, Vader, U het U seun verlaat, sodat ek in hom en deur hom kan weet, daar is altyd vir my 'n antwoord.
my waaroms maak my nie meer bitter nie, maar beter. Mag u, broer en suster, 'n uitnemend vreugdevolle 2026 Paasfees ervaar. Amen. Broer en suster, daar is 'n baie spesifieke lied gefokus op Paasfees. Ons gaan hom nie vanoggend sing nie. Ek gaan vir die orgelis vra om voor ons saam dank die melodie vir ons te speel en in die Paastyd, in die week donderdag en Sondag TV dan ook saam te sing. Kom ons luister hierna. Kom laat ons dank sê. U te loof en te prys, Vader in die hemel, vir elke kruiswoord van u seun, koningswoorde. In die diepste seer van sy menswees op hierdie aard. Maar die dank te sê vir die wete dat hy volledig mens was en volledig God. En daarom ook die angste van die hel in ons elkeen se plek verduur het. U te dank, Here, dat vanoggend se teks ver uit die Ou Testament tot by die kruis van Golgotha gedra is. Psalmwoorde. Tussen twee misdadigers klink op Golgotha. En daarvoor dank ons u. Lei ons, Here, om ook ons krisisse te omvorm in 'n positiewe stuk energie. Help ons daartoe. En wees ons genadig. Ons pleit om Jesus ontwil dat u vir ons elkeen hierdie Paasfeestyd
innig, betekenisvol sal dit wees. Ook donderdag, op die aandtyd voor Goeie Vrydag, by brood en beker, met in gedagte u seun se woorde dus volbring. Sien almal wat hier kan wees, sien hulle wat in die week vertrek op verpaaie, hulle wat reeds vertrek het, hou hulle veilig, bring hulle terug in u hande, om hulle weer tussen ons neer te sit. U te dank, Here, vir broers wie se naam ons aanstonds weer gaan vermeld, om in die diens van ouderling en diaken diensbaar te wees. Werk deur die Gees in hulle hart. Bring hulle by 'n antwoord. Tot ons elkeen se troos en tot u verheerliking. Bedien die gemeente, Here, met diensknegte en diensmaagde. En maak ons die beeld gelyk. O Gees, send die vertroosting neer. Salf ons lippe in ons krisisse, o Here, om die psalms na te sê. Oor ons gebed en skenk 'n feesdag tot die ere. Groot is U, o God, ons Here. Amen. Geliefdes, ons gaan staan in Psalm 138, strofe 1 en 3 saam sing. Daarna bly ons staan vir die uitstuur seën van die Here en daarna steeds staande ons Amenlied, skrifberuiming 1:2 se derde strofe, en dan neem jy sitplek in vir 'n paar afkondigings.
Stel jouself voor die aangesig van die lewende God en ontvang sy seën uit genade. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, u trooster, sy met u almal. Amen. Liewe broer en suster, die volgende notas, naas die wat ook in die poortpos Vrydag aan die deur gegee is, ooreenkomstig kerkraadsbesluit, nie vanaand 'n aanderediens nie, ook nie teen koffie hierna nie. As die Here ons spaar op die 2 April, dit is eerskomende donderdag, is hier 'n erediens om 18 uur, en ons vier ook die heilige nagmaal saam. Die motivering vir hoekom dit op die donderdag is, doodgewoon net, dit is die vooraand van die Paasnaweek en op die Vrydag vertrek nog meer mense. En dan die vooraand van Goeie Vrydag, stil rustig in die Here se huis te kan wees. As jy 'n dankoffergawe kan afdra by die deure, is nie verpligtend nie, is dit vir die Montana Poort Kerkkas. Soos in die gebed verwoord, hou ons aan die gemeente voor die volgende broeders om te dien as ouderlinge: broeder Martin Myntjies, broeder Tiaan Fik, broeder Lou Pretorius en broeder Koos Engelbreg. En as diakens Stefan van der Walt, broeder Frederik Janso van Rensburg, broeder Jaconel en broeder Barry Miller. Ons gebed is dat die Here u in die oorweging van die roeping sal begenadig. En dan, geliefdes, omdat dit 2 klein mensies is wat verjaar het, gaan ek hulle kaartjies vir hulle hieronder op die grond hier by die doopvond gee. Klein David Harmse, en dan, broer en suster, moet ek verskoning maak, die tweede man wat ek nou roep hier van die ouderlingbank af. Oom Dominee het verlede Sondag vergeet dat hy die 24ste verjaar. En hy het my hier op die preekstoel kom aantree en vir my gesê, dit moenie weer gebeur nie. Seun, kyk vir my, ek is so jammer, hoor. En jy kan saam met ouma kom en klein David saam met sy pappa of mamma.